Geliefdes, as daar een ding is wat ons moet weet vanoggend, dan is dit, hy is met ons. Hy is by ons. Daarom kan die psalmdigter sê, al gaan ek ook deur die dae van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom nie? Want U is met my. En hierdie laaste lied wat ons gesing het, regtig, jy kan hom gaan download en luister, maar jy kan hom ook as 'n gebed doen, want dit maak verklaringe en dit bid tot die Here. Dit is so 'n wonderlike lied om net naby jou te hê en te verklaar, Here, U is met my. Ek verstaan nie wat gebeur nie, maar ek weet U is met my. Ek weet nie hoekom hierdie so gebeur nie, maar U is met my. Ek weet nie wanneer die deurbraak gaan kom nie, maar U is met my. En al sal die oseane leegloop, die Here sal vir sy kinders voorsien. Soos die profeet wat by die spruit gesit het, en die Bybel sê die spruit het begin opdroog, maar die Here het 'n weduwvrou aangaande hom bevel gegee. So wonderlik vanoggend om die Here te kan dien. Geliefdes, my tema vanoggend is vind genade. Vind genade. Nou ons moet begin deur te sê dat genade is onverdiend, maar dis nie verniet nie. Ons ontvang genade onverdiend, maar Jesus Christus het die prys van alle pryse betaal om hierdie genade vir ons beskikbaar te kan maak. Hy het sy lewe gegee, gelei, sy bloed het gevloei, sy gees is gebreek, alles het op Jesus neergekom, sodat ek en u genade kan beleef. So ja, dis onverdiend, maar is nooit verniet nie. En ons moet vanoggend 'n gedagte hou, dat ons dien 'n God van genade. Maar wat ek dink ons baie keer nie besef nie en nie raak lees nie, is dat die Bybel praat van verskillende soorte of fasette van genade. En is dit nodig dat ons hierdie verskillende soorte genade kan verstaan, sodat ons daarop kan reageer, soos ek in die einde vir u gaan verduidelik. Nou kom ons begin by 1 Petrus hoofstuk 4. 1 Petrus hoofstuk 4 en vers 9. Hy sê, wees gasvry eens mekaar, sonder murmurering. Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos die woorde van God, en as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in ewigheid. Ek wil aandag vestig op hierdie woorde, veelvuldige genade. Die King James praat van many-sided grace. Die Amplified praat van manifold grace. Nou daar's 'n paar manne, nou weet hulle waarvan praat ek. Die exhaust van die kar kom uit die carburetor uit met een pyp en dan word hy gemanifold. Hy kry 'n paar pype wat dan uitgaan agtertoe. Dis manifold. Daai verskillende aspekte daarvan. Dan in die Passion Translation, luister mooi, hy sê, the many-colored tapestry of God's grace. Ek wil hê met die idee kry vanoggend dat die genade van die Here is nie net genade nie. Daar's verskillende aspekte daarvan. Ek noem dit verskillende soorte genade en jy gaan nou verstaan hoekom ek dit so verduidelik, sodat ons vanoggend moet aanspraak maak op elke een van die verskillende aspekte van God se genade in ons lewens. Ek gaan vinnig daardeur gaan, want ek wil kom by die tweede deel van my preek vanoggend van ons verantwoordelikheid heens genade. Maar kom ons begin. Die eerste genade waarna ons kyk is algemene genade. Algemene genade. Nadat die sondeval plaasgevind het, openbaar die Here algemene genade aan die mensdom, aan die diereryk, as ook aan die res van die skepping. Die Bybel sê vir ons Matteus 5 vers 45, hy sê, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, wat sy son laat opkom oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën op die regverdige en die onregverdige. Daar's sekere genade wat die Here eenvoudig net algemeen uitstort oor die mensdom
As dit nie was vir daardie genade nie, sou geen mens, ook nie die regverdiges, sou kon lewe op hierdie aarde nie. As die Here nie die son laat opkom nie, as die Here nie die reën gee nie, as die seisoene nie verander nie, as dit nie dag en nag is nie, kan die mens en dier en plant nie voortbestaan op hierdie aarde nie. Maar die Here gee algemene genade, waar alles onder die vloek moes kom as gevolg van die sondeval, gee die Here algemene genade oor die regverdige en die onregverdige. Hebreërs 1:3 sê, hy wat die afskyning is van die heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die gereinig het, van ons sonde bewerk het en gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Jesus onderhou nog steeds alles deur die woord van sy krag. Dis algemene genade. Of jy die Here dien of jy die Here nie dien nie, ons leef almal onder daai genade. Dis waar ons suurstof vandaan kry, dis waar ons kos vandaan kry, dis waar ons water vandaan kry, dis waar ons son vandaan kry, waar sonder die mens nie kan lewe nie. En dis algemene genade, dis die genade waarin ons lewe. Maar dan is daar reddende genade. Reddende genade. Nou dis waar ek en u inkom as kinders van die Here. Almal deel in die algemene genade. Maar ek moet Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker om deel te kry aan reddende genade. Die woord sê vir ons in Efesiërs 2:5. Hy sê, toe ons dood was deur die misdade, het hy ons lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. Jesus Christus het die prys betaal. Hy het die prys betaal sodat genade, reddende genade beskikbaar gestel kan word. Ons ontvang dit onverdiend, soos ek gesê het, maar dit het Jesus sy lewe gekos, en omdat Jesus die prys betaal het en sy lewe gegee het, daarom kan ek en u deel kry aan hierdie reddende genade. Inteendeel, hierdie reddende genade is beskikbaar vir almal, maar nie almal leef daarin nie. Die Bybel sê vir ons Efesiërs 2:8, hy sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dis 'n gawe, dis 'n geskenk van God. Geloof is 'n geskenk, maar dit kom deur die genade, en ons kry deel aan die genade deur die geloof, ook wat die Here aan ons gee. So alles is eintlik van die Here af, niks uit onsself uit nie. Maar ons ontvang redding deur die genade van die Here. Ons kry 'n verhouding met die Here deur die genade van die Here, deur dit wat Jesus Christus vir ons bewys het en dit wat Jesus vir ons gekoop het aan die kruis. Titus 2:11 sê, hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Die reddende genade is beskikbaar vir almal, maar soos ek gesê het, nie almal ontvang dit en deel daarin nie, maar dit is beskikbaar. En daarom sê die Bybel, dis nie die wil van die Here dat een mens verlore sal gaan nie, maar dat almal sal kom tot die kennis van God, tot die genade van God, wat ons later meer oor sal gesels. In Efesiërs 1:7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Die Here bewys vir ons guns, omdat Jesus die prys betaal het, daardie guns wat ons ontvang is genade, en dit bring ons tot redding. Daar's geen ander manier op hemel of aarde waardeur ons gered kan word, behalwe deur die bloed van Jesus Christus, wat aan ons geskenk word deur die genade van die Here nie, en dis reddende genade. Ongelukkig stop ons baie keer by reddende genade. Ek is gered deur genade, en dis waar my kennis van genade stop. En daarom beleef ons nie die ander aspekte van God se genade nie, want ons weet nie daarvan nie, so ons kan nie bid daarvoor nie, en ons kan nie aanspraak maak daarop nie. So die derde genade waarvan die Bybel praat is heiligmakende genade. Heiligmakende genade. 2 Korintiërs 1:12, hy sê, want ons roem is dit, die getuienis van ons gewete, dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie vreeslike wysheid nie, maar in die genade van God die wêreld verkeer het, en veral by julle. Die Bybel sê vir ons dat die genade van die Here Jesus Christus, deur die krag van sy bloed, dis waaroor ek net al gepraat het van die altaar van die kruis, wanneer ons onsself neerlê op daardie kruis, dan vind daar heiligmaking plaas. Heiligmaking is 'n proses, maar dis nie 'n proses waarin ek moet arbei nie, dis iets waarin ek moet groei, omdat Jesus Christus reeds die heiligmaking vir ons bewerkstellig het deur sy
bloed. Ons deel in sy heiligmaking en hoe meer ons kennis kry van God, soos ons net ook gaan sien, hoe meer kan ons deel kry aan hierdie heiligmakende genade. Hoe meer ons van die Here weet, hoe meer sal ons hierdie genade, reddende genade versprei onder mense en vir hulle vertel dat hulle kan gered word. Jesus Christus het die prys vir hulle betaal. Jesus het hulle lief. Hoekom? Want ons kry kennis van hierdie genade en dan kan ons hierdie kennis van ons versprei, of hierdie genade van die Here versprei deur ons kennis. 'n vierde genade is dienende genade. Die genade om te kan dien. Die Bybel sê vir ons 2 Korintiërs 9 vers 8. Hy sê en God het mag om alle genade. Sien jy weer eens? Alle genade. Die veelvuldige genade van die Here. Alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte oorvloed kan hê en tot elke goeie werk. Ekskuus, my gedagtes hardop op 'n ander plek. Hy sê en God het mag om alle genade oorvloedig oor ons te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Hierdie veelvuldige aspekte van genade, hierdie verskillende soort genade, sê die Here, giet hy oorvloedig oor ons uit, sodat ons bekragtig kan word tot goeie dade, sodat ons ander mense kan dien en deur dit wat ons doen as kinders van die Here, wat genade ontvang het, leer die wêreld wat genade is. Deur ons werke leer hulle wat genade is, hoe genade werk en maak dit vir ons 'n deur oop om die evangelie in hulle te kan bring. Maar ek moet aanspraak maak op hierdie verskillende soort genade. Ons kry ook bekragtigende genade. Ekskuus, kom ons lees eers 1 Petrus 4 vers 10. Ek is opgewonde om by die laaste deel te kom. Ek is nie lekker nie. Tannie het nou reg vir my gesê, so ek is seker nie lekker nie. 1 Petrus 4 vers 10. Hy sê na mate elkeen, kyk vir die persoon langs jou en sê jy ook. Hy sê na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Elkeen het genade ontvang en ons moet daarmee mekaar dien. Hierdie bekragtigende genade waarvan ons nou praat, nommer 5 is in 2 Timoteus 2 vers 1. Hy sê, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. Kan jy volgens sien, daar's dienende genade waarop ek moet aanspraak maak, daar's bekragtigende genade waarop ek moet aanspraak maak, daar's heiligende genade waarop ek moet aanspraak maak, nadat ek reddende genade ontvang het. Maar ek weet nie van nie, so ek kan nie daarin leef nie. Bekragtigende genade in 2 Korintiërs 12 vers 9. Hy sê, en hy het dit vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Dis Paulus met die doring in die vlees. Hy sê, wat my krag word in swakheid volbring. Baie liewers sal ek dis in my swakhede roem, sodat die krag, die genade van Christus in my kan woon. Paulus het geleer dat wanneer hy swak is in 'n area, moet hy aanspraak maak op die bekragtigende genade van die Here. So hier sien ons vinnig 5 soorte genade. Ons kan seker uitbrei, maar ek dink dis die 5 hooftipes genade waarvan gepraat word in die Bybel. En nou dit bring my volgende by die vraag is, wat is my rol in hierdie genade? Dis onverdiend. Die Here gee dit vir ons as 'n gawe, as 'n geskenk. Wat moet ek dan doen? In die eerste plek, ontvang die genade. Nou dat ek bewus is van die verskillende soorte genade, nou moet ek bewustelik hierdie genade ontvang. Luister wat sê Paulus in Titus 1 vers 4 vir die jong Titus. Hy sê, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus ons verlosser. Hy bied genade aan Titus aan. Hy sê, ontvang die genade wat van die Here afkom. Ontvang, nie net lees dit nie, maar ontvang dit. En daarom is dit so belangrik, nou ek sal seker bestaan weer daaroor op die preek, maar hierdie seën wat ek op die einde van die diens uitspreek, moet ontvang word. Ek spreek dit nie uit om die diens af te eindig nie. Ek spreek dit uit, sodat jy die seën van die Here kan ontvang. Daarom sê ek, ontvang die seën van die Here. Nou hier ook, ontvang die genade van die Here. Dis nie 'n gevoel nie, dis nie 'n ervaring nie, dis eenvoudig net, hy sê ons ontvang dit, net wat ons gelees, deur die geloof. Soos ons hier lees, in die Bybel sê, genade vir jou, en sê ek, Here, dankie vir die genade.
Dankie vir die reddende genade, dankie vir die heiligmakende genade, dankie vir die dienende genade, dankie vir die bekragtigende genade. En ek raak bewus van hierdie verskillende soorte genade in verskillende aspekte en areas van my lewe en ek kyk in watter area het ek watter genade nodig en ek sê Here, dankie vandag dat ek genade ontvang vir hierdie situasie wat ek vanoggend in die gesig staar. In Johannes hoofstuk 1 vers 16, hy sê net sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Hy sê uit sy volheid het ons ontvang genade op genade. Genade moet ontvang word. Genade moet nie net gespreek word, genade moet nie net gehoor word, genade moet ontvang word. En wanneer ek dit lees in die woord, moet ek sê, Here, dankie, ek ontvang u genade. Dis ook vergifnis ontvang, dis ook die liefde van die Here ontvang, dis ook redding ontvang. Here, u het dit vir my gegee, ek ontvang dit in geloof in Jesus naam. Ek ontvang daardie genade vir hierdie ding wat ek vanoggend moet voorkom, vir hierdie Goliat wat voor my staan, vir hierdie leeu of hierdie beer wat ek moet verslaan, vir hierdie berg wat ek moet opdrag gee om te skei, vir hierdie muur waaroor ek moet spring, vir hierdie bende wat voor my staan. Here, dankie vir die genade wat u my gee. Ek het nie vandag reddende genade nodig, ek is slag gered, ek het vandag bekragtigende genade nodig, want ek het hierdie stryd wat ek moet stry. So ek maak aanspraak op daardie genade. Ek besef daar is daardie genade vir my beskikbaar en dan ontvang ek daardie genade. Is daar iemand wat iets verstaan vanoggend? Die res kom volgende week weer. In Romeine 5 vers 17. Hy sê, want as gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, soveel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en die gawe van geregtigheid ontvang in die lewe heers deur een Jesus Christus. Hulle wat die oorvloed van genade ontvang. Nie wat daarvan weet nie. Nie wat dit lees nie, nie wat dit bely nie, maar die wat dit ontvang. Dis beskikbaar. Ek en jy moet eenvoudig net ontvang. Weer eens, hoe ontvang dit? Dankie Here vir hierdie genade. En jy moet spesifiseer watter genade dit is wat jy in hierdie situasie nodig het, sodat die Here dit vir jou na die oomblik kan gee. Dis beskikbaar, dis daar, maar ek moet dit ontvang. In 2 Korintiërs 1 vers 15, hy sê, en hierdie vertroue waar ek vroeër na julle kom, dat julle 'n tweede genade kan ontvang. 'n Tweede genade beteken dan met 'n derde, vierde en 'n vyfde wees. Hy sê, ek wil hê julle moet 'n tweede genade, julle het die reddende genade ontvang, argemeens daarby, nou moet julle die heiligmakende genade ontvang, sodat julle die bekragtigende genade kan ontvang, sodat julle die dienende genade kan ontvang. Daar's verskillende soorte genade. Hy sê, ek kom na julle toe, sodat julle 'n tweede genade kan ontvang. Luister, redding is genade, deur genade, die doop met die Heilige Gees is deur genade, die doop is genade, alles wat ons het, en alles wat ons is net deur genade. Maar ek moet vanoggend besef, daar's verskillende aspekte, daar's verskillende soort genade, sodat ek dit kan weet en ek daarin kan lewe. Die probleem is, ons wandel, want ons weet net van reddende genade, so ons wandel in daardie genade, en ons vra vir genade, en nou gebeur niks nie, want ons vra nie vir die regte soort genade. Ek wil nie tegnies raak nie, maar ek wil net hoor vanoggend, daar's verskillende soorte genade, en ons moet dit leer, en ons moet dit van die Here vra. Ons gaan nou daarby kom. In 1 Petrus 4 vers 10, hy sê, na mate van elkeen die genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien. Deur die veelvoudige genade van God. Genadegawe ontvang het. Genadegawe ontvang het. In die oomblik wanneer ek dit ontvang, sal ek dit ook moet gebruik. So die eerste plek, ontvang die genade. Tweedens, baie belangrik, neem toe in genade. Neem toe in genade. Met ander woorde, groei in genade. Het jy ooit besef ons moet dit doen? 2 Petrus 3 vers 18. Hy sê, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as van dag tot in ewigheid. Hy sê, julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here. Hoe meer ek die Here leer ken, hoe meer verstaan ek sy genade. Hoe meer verstaan ek die grootheid van sy genade. Hoe meer verstaan ek verskillende aspekte van sy genade. So nader ek aan die Here kom, hoe meer besef ek net hoe groot sy genade werklik is en hoe ek aanspraak kan maak op daardie genade. Hy sê, julle moet toeneem in die genade. Julle moet groei in die genade. Ek moet vandag vir jou kan vra, leef in die genade van die Here, en jy vir my kan sê, ja. Volgende jaar moet ek jou vra, leef in die genade van die Here, en jy sê, weet jy, ek het toegeneem, ek het meer ervaar van die genade van die Here in my lewe. Ek het gegroei daarin, in kennis en in ervaring. Vanoggend is ons besig om kennis op te bou rondom genade, sodat ons daarin kan groei, sodat ons daarin kan ontwikkel en toeneem.
Romeine 5 vers 17. Hy sê, want as die gevolge van die misdade van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal julle wat die oorvloed van die genade ontvang in die lewe heers deur Jesus Christus. Die oorvloed van genade. Met ander woorde, daar is baie om te ontvang. Ons kan nooit alles in hierdie leeftyd seker ontvang nie, en ons kan nooit alles in hierdie lewe opgebruik nie. Maar ek het vanoggend nodig om te besef dat die Here het meer genade as wat ek nodig het. En moet asseblief nie vanoggend kom met daai van, pastoor, gee jy vanoggend mense die lisensie om te sondig. Man, as jy nog daai gedagte het, moet jy tot bekering kom. Hierdie genade is om jou te bekragtig in die Here, om te word wat die Here wil hê jy moet wees, geheilig in Christus Jesus. En hierdie heiligmaking is iets wat in oorvloed is, hierdie genade, wat ek moet leer, wat ek moet ontwikkel in, wat ek moet myself moet toeneem in daardie aspek van God se genade. En ek moet vir eerlikwaar sê, hoe meer ek die Here dien, en hoe langer ek die Here dien, hoe meer openbaar die Here verskillende aspekte en grade selfs van sy genade vir ons lewens. Dis 'n hele onderwerp op homself, wat u regtig bietjie kan navorsing oor doen. Hy sê in 2 Korintiërs 4 vers 15, want dit is alles om julle ontwil, sodat die genade wat groter geword het, deur so baie mense, die genade wat groter geword het, ek wil hê jy moet sien, dit gaan vorentoe, dit brei uit, dit neem toe, en ek en jy moet toeneem daarin, hoe deur kennis, deur te besef, deur die Here te vra, en ons gaan net nou dan ook daarby uitkom. 2 Korintiërs 9 vers 8, en my God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop of oorvloed kan hê tot elke goeie werk. Die oorvloedige genade lei tot oorvloedige lewe. Oorvloedige genade, oorvloedige lewe, sodat ons die Here daardeur kan verheerlik. 2 Petrus 1 vers 2, hy sê, mag die genade en vrede vir julle vermeerder word, hoe? Deur die kennis van God en Jesus Christus. Ek dink ek kan stop daar. Ek dink ons besef vanoggend dat hierdie genade is oorvloedig, en ek besef, toe ek het voorberei, toe besef ek net, maar ek het nog nie al die genade eers besef nie. Ek moet groei daarin, ek moet ontwikkel daarin, want daar is iets meer vir my en vir jou as kinders van die Here. En dit bring my by nommer 3, beskerm die genade. Dit is so belangrik, beskerm die genade. In Galasiërs 2 vers 21, hy sê, ek verwerp nie die genade van God nie. Want as daar geregtigheid deur die wet is, dan Christus te vergeefs gesterwe. Ek verwerp nie die genade van die Here nie. Nooit moet ek sê dat ek verdien nie die Here se genade nie. Niemand verdien die Here se genade nie. Dis hoekom dit genade is. Ek moet dit ontvang vanoggend. En ek moet dit ontvang, en dan moet ek dit beskerm, want die vyand gaan kom met aanslae en leuns ensovoorts, om my te laat dink, dat daai genade is nie vir my nie, ek is nie goed genoeg nie, ek kan dit nie ontvang nie, dis miskien verander, maar nie vir my nie. Nee, beskerm daardie genade. Hy sê in Hebreërs 12 vers 15, en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onnuts verwerk en baie daardeur besoedel word. Pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. So, ons sien hierso, ek kan die genade van die Here verwerp. Ek kan dit verwerp, soos baie keer mense doen wat die evangelie hoor, maar Jesus nie dien nie. Hulle verwerp die genade, maar ek kan ook veragter in die genade. Met ander woorde, ek was daar, ek het dit ervaar, maar ek beleef dit nie meer nie. Ek het veragter daarin. Hoekom? Want ek leef nie daar nie. Ek laat toe dat die wêreld en omstandighede en dit wat ek beleef, dit van my beroof. Ek veragter daarin en dit lei tot bitterheid ensovoorts. So ek en jy moet aanspraak maak op daardie genade. Die Bybel sê die genade en barmhartigheid van die Here is vars en nuut elke oggend. So ek en jy het nodig om elke dag, en ek is so afgelope tyd, dit kan seker 6 maande wees, kan miskien bietjie langer wees, want ek het bewus raak daarvan, wat ek telkens vir die Here vra, Here, ek bid vir die genade. Here, wees my genadig. Ek is so bewus net daarvan dat ek die genade van die Here nodig het, voor ek nog hierdie goed gebestudeer en besef het, dat daar verskillende soorte is. Dis dalk hoekom die Here my gelei het hierheen. So vanoggend is die preek dalk nie vir jou nie, is dalk vir my, so ek kan maar sê amen. So, beskerm die genade. Moenie veragter daarin nie, moet dit ook nie verwerp nie. Nommer 4, vra vir genade. Vra vir genade. Dis daar waar ek moet daarvoor vra. Hy sê in Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind
om op die regte tyd gehelp te word. Ek gaan na die troon van genade en ek vra die Here, Here, ek nodig vandag genade, watter een ook al. En daarom is dit so belangrik dat ons hierdie verskillende soort genade iewers gaan opskryf. Sodat ek bewus kan raak daarvan, sodat ek kan groei in my kennis daarvan, sodat ek weet, maar vandag het ek hierdie situasie wat ek in die gesig staar, en ek het hierdie genade nodig. Ek wil nie tegnies raak nie, en ek sê nie, ek kan nie net vra vir genade nie, maar ek glo, daar's groter krag daaraan, as ons spesifiek kan vra vir die genade wat ons nodig het, in 'n gegewe situasie. Iemand sê amen. So vra vir genade. Nommer 5, vertrou die genade. Ek het daarvoor gevra, ek het dit ontvang, nou moet ek dit vertrou. 1 Petrus 1:13, daarom om God julle lende van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade, wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Luister baie mooi, om God julle lende, wees nugter, hoop volkome op die genade, wat julle deel word, want ek kry deel daaraan, hoe deur die openbaring van Jesus Christus. Genade is nooit losgemaak van die Jesus Christus nie, en genade kan nooit geopenbaar word, losgemaak van die Jesus Christus nie, want Jesus Christus is ons genade. So meer ek hom leer ken, hoe nader ek aan hom kom, hoe groter verhouding ek met hom het, hoe meer begryp ek van die genade, soos ek sê, ons sal dit nooit heeltemal verstaan nie. En dan nommer 6, is jy nog wakker? Dat is nog net so 4. Nommer 6, deel die genade. Deel die genade. Efesiërs 4:29, hy sê daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Ek en u het vanoggend die genade wat beskikbaar is om te ontvang. Nou te kennis het daarvan, kan ek hierdie genade ontvang, ek kan daarvoor vra, ek kan dit beskerm, ek kan toeneem daarin, maar maak nie, al het ek net vanoggend die reddende genade ontvang, met ander woorde, al is ek het vanoggend kind van die Here, het ek vanoggend genade om met iemand anders te kan deel. Daai genade is in my, deur God se Gees wat in my woon. En sê die woorde van die Here, ons woorde moet van so 'n aard wees, dat dit ander kan stig, sodat hulle genade in ons woorde kan vind, en dis hoe ek genade vanoggend deel. So kom ons som dit net vinnig op. Die verskillende soorte genade is vanoggend eers plek algemene genade, dis waarin ons leef, reddende genade, dis ons tot bekering kom, heiligmakende genade, dis die proses in ons, dan ons dienende genade, waarvoor die Here ons wil gebruik, en dan ons bekragtigende genade, wat die Here deur sy Gees in ons innerlike mens ons versterk. Wat is my rol in die genade? Eers is ontvang die genade, ontvang dit in eerste plek, al is dit net reddende genade vanoggend, ontvang dit, neem toe in die genade, groei daarin, deur jou kennis van Jesus Christus, beskerm die genade, dit wat jy het, beskerm dit, moenie veragter nie, moet dit ook nie verwerp nie, vra vir genade, aan die ander woorde, bid vir genade, vertrou die genade wat jy ontvang, en deel die genade met ander. En ek het agtergekom, in die koninkryk van God, die oomblik wanneer jy dit wat jy het begin deel, word dit wat jy het meer. In hierdie wêreld, as jy 'n glas het, ek het 'n glas hier onder met water, as ek die water uitgooi, word die glas leeg. In die koninkryk werk dit nie so nie. Hoe meer jy uitgooi, hoe meer word dit vol. Dink aan die weduwee se kruik, wat die Bybel gesê het, sy het uitgegooi, en dit het nie minder geword nie. Soos ons genade uitgee, so vermeerder ons, en groei ons, en neem ons toe in genade. Genade is 'n wonderlike onderwerp, wat ek wil hê, u moet bietjie gaan oor nalees. Maar al wat ek vanoggend weet is, hoe nader jy aan Jesus kom, hoe meer jy van hom leer, hoe meer besef jy, dat hy is genade. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vanoggend vir die gawe van genade. Dankie Here dat ons vanoggend kan leer van genade, dat ons kan groei in genade, dat ons kan toeneem met genade, dat ons kan lewe in genade. Ek bid vanoggend Here dat hierdie woord om elkeen se hals gebind sal word. Maak ons aandagtig Here aangaande hierdie woord en help ons om te leer, te groei, te ontwikkel en te leef in u genade in Jesus naam. Amen en amen. Het hierdie